Kameelperd, het jy al gehoor van Noag se ark? Nee? Dat ek vandag vir jou hierdie wonderlike Bybelstorie vertel. Is jy gereed? Ons gaan mooi luister en dan gaan ons lekker saam sing. Kom ons gaan! Genesis 6 vers 17 tot 22. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom, om al wat daarop lewe te verdelg, elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is, sal omkom, maar met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy 2 van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan, om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook van die wat kruip, van almal sal daar 2 na jou toe kom, om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat, van alles wat geëet kan word, en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen, presies soos God hom beveel het. Daar het 'n dag gekom toe al die mense wat op die aarde geleef het, besluit het hulle wil nie meer vir God luister nie. Hulle het allerhande slegte dinge begin doen en het in sonde geleef. Al die goeie dinge wat God geskep het vir sy volk om te geniet, is verwoes. God het uit die hemel neergekyk en gesien hoe sleg dinge op aarde is. Hy was so hartseer om te sien hoe mense hulle harte van hom af weggedraai het. Almal was ongehoorsaam aan God, behalwe vir een man. Sy naam was Noag. Noag was anders as almal. Hy het God liefgehad en hom gehoorsaam met sy hele hart. God het Noag se getroudheid raak gesien en besluit om hom 'n baie belangrike taak te gee. Eendag het God met Noag gepraat en gesê: Noag, ek is hartseer oor die boosheid van die mense op aarde. Ek het besluit om 'n groot vloed te stuur om die wêreld te reinig. Maar jy en jou gesin is veilig omdat julle in my glo. En daarom sal ek julle red van die vloed, wat alles op die aarde sal wegspoel. God het vir Noag baie spesifieke instruksies gegee om 'n massiewe boot te bou. Hierdie boot word 'n ark genoem. God het toe vir Noag gesê om pare van elke soort dier, manlik en vroulik, by die ark in te bring, om hulle tydens die vloed aan die lewe te hou. Hy is ook aangesê om kos vir hulle en sy gesin te bring. Noag het alles gedoen net soos God hom beveel het. Terwyl Noag en sy gesin onvermoeid gewerk het om die ark te bou en die diere bymekaar te maak, het die mense rondom hulle gelag en met hulle gespot. Dink jy regtig water gaan net uit die lug val, Noag? Iemand anders het geskree. Daar sal seker soveel water wees dat die visse bo op die berg sal kan swem. Nog een het gelag. Maar Noag het nie toegelaat dat hulle woorde hom ontmoedig nie. Hy het geweet dat God se opdrag aan hom die heel belangrikste is. Uiteindelik was die ark gereed. Noag, sy vrou, hulle 3 seuns en hulle vrouens en al die diere het in die ark ingegaan. Toe het God die deur toegemaak. Hierna het die reën gekom. Dit het tot op hierdie tydstip nog nooit op die aarde gereën nie.
en al die bose mense op aarde het paniekerig begin raak toe hulle al die reën sien. Hulle het besef, Noag was reg en hulle moes na God geluister het. Dit het vir 40 dae en 40 nagte aaneen gereën. Die waters het hoër en hoër gestyg, totdat selfs die hoogste berge bedek was. Maar Noag, sy gesin en die diere was veilig in die ark. Nadat die reën opgehou het, het die water vir 150 dae op die aarde gebly. Maar God het aan Noag en al die diere in die ark gedink. Hy het 'n wind oor die aarde laat waai en die water het begin weggaan. Na baie maande het die ark op 'n plek, wat as die berge van Ararat bekend staan, tot stilstand gekom. Noag het 'n kraai en toe 'n duif uitgestuur om te kyk of die water opgedroog het. Toe die duif terugkom met 'n olyfblaar, het Noag geweet die aarde is weer veilig om op te bly. God het toe vir Noag en sy gesin gesê om uit die ark te kom en al die diere vry te laat, sodat hulle kan vermeerder en die aarde kan vul. Noag het 'n altaar vir God gebou en God het 'n belofte gemaak wat deur 'n reënboog gesimboliseer word, dat hy nooit weer die aarde met 'n vloed sal vernietig nie. God het vir Noag en sy gesin gesê om kinders te hê en die hele aarde weer te vul. Net soos hy aan die begin aan Adam en Eva gesê het. Noag en sy gesin het God gedank vir sy beskerming en sy belofte. Hulle het 'n nuwe lewe begin en altyd God se getroudheid tydens hierdie groot vloed onthou. So kan ons vandag steeds God se belofte herdenk en herinner word daaraan wanneer ons 'n mooi reënboog sien. Die wyse man was 'n huis op die rots, die wyse man was 'n